Vandag praat ek oor om te verjaar, maar om nie ouer te word nie. Sou dit nie lekker wees nie? Wie van julle hou daarvan om te verjaar? As ek spesifiek vir die kleiner kinders vra, sal ek is seker almal sal sê, ek hou daarvan, ek smaal daaroor, ek kry persente, is net baie lekker. Nou, volgende vraag, is dit lekker om te weet, jy word 1 jaar ouer? En ek dink weer, sal baie van julle sê, ja, want ek gaan nou miskien na die groot skool toe, of ek gaan iets lekkerders doen, want ek word groter. Maar kom ons vra dit vir die groot mense. Is dit lekker om 1 jaar ouer te word, sê verjaar? Ek dink die meeste sê, nee. 'n volgende vraag kan wees, watter dinge, of liewer watter jare, dink ons, is ons as mens op ons beste, tussen ons 10 tot 20, 20 tot 30, 30 tot 40, ons kan daaroor debatteer. Ons gemeente is vandag 36 jaar oud, en ek wil vandag sê, ek hoop ons gemeente gaan altyd 36 bly. Kom ons praat vir 'n oomblik oor wat die kerk is en wat 'n rol ons in die samelewing het. Ons boodskap het vandag 3 hoofpunte. Ons moet sekere dinge weet, ons moet sekere dinge doen, ons moet 'n sekere gesindheid hê. Nou, eerstens, wat moet ons weet van die kerk? Ek lees uit Efesiërs 4, vers 14 tot 16 uit die 2020 vertaling. Paulus sê, daarom spoor ek julle aan, om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid, en met geduld in liefde te verdra. En lê julle daarop toe, om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar, deur die band van vrede. Hy sê ons is een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. En dan sê in vers 14, die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, maar dat ons eerder, vers 15, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk, tot sy eie opbou in liefde. Wat hoor ons in hierdie woorde? Hoor jy die klem op mense wie se gedrag beskryf word, wat ons doen, en dat hierdie gedrag moet aansluit by 'n groter roeping wat ons almal deel. Tweede ding, hoor jy dat elkeen se gedrag aansluit by die ander se gedrag, en dat al hierdie mense saam, deur hulle lewenswyse, demonstreer hoe 'n gemeenskap lewe, waar liefde die fundament is, waarop verhoudinge gebaseer word. En hoor ons verder, dat daar in die groep van gelowiges 'n baie sterk band van eenheid moet bestaan. Maar daar's nog, hoor ons dat hierdie eenheid bewaar moet word, deur die vrede wat ons onderling met mekaar moet hê. Sien, daar's baie dinge wat oor die mense van die kerk, met ander woorde oor die kerk gesê word. Daar bestaan so baie teorieë oor God en die Bybel en alles wat daarmee saamgaan. Die ironie is dat hierdie teorieë dikwels meer verdeel as wat dit eenheid bring. Wat doen teorieë? Teorieë oor die doop byvoorbeeld lei tot verskillende kerke. Selfs teorieë oor die manier waarop ons nagmaal gebruik kan lei tot verskillende kerke. Teorieë oor hoe mense verskillend is, lei tot verskillende kerke. Daardie mense mag hier wees, die ander mag nie hier wees nie. Selfs teorieë oor taal wat ons praat, kan lei tot verskillende kerke. In hierdie kerk praat ons net Afrikaans, of net Engels, of net Duits, anders is dit nie ons kerk nie. En ek wil vandag duidelik stel, dat wanneer enige teorie oor God en mens nie rekening hou met die kernwaarhede van die Bybel nie,
Wanneer die klem begin val op iets wat meer vir die mens belangrik is as vir God, dan kan die volgende gebeur. 1. Die kerk verloor sy getuieniskrag in die wêreld. 2. Die kerk het nie meer 'n positiewe invloed in die wêreld nie. En 3. Dan help die kerk eerder verdeling aan, as wat dit saambind en eenheid bevorder. Wanneer dit gebeur, is die kerk nie meer die kerk van God nie. Dan is dit 'n kerk wat irrelevant word, wat vir die wêreld niks meer te sê het, as wat mense reeds weet in hulle self nie. So, wat moet ons van hierdie kerk weet, so samevattend? Dat God mense roep om 'n unieke gedrag uit te leef. 2. Dat hierdie unieke gedrag demonstreer wat God se idee oor die wêreld is. En 3. Dat hierdie unieke gedrag insluit dat ons in nederigheid, in eenheid, in vrede moet lewe. So die vraag op hierdie eerste groot punt, wat moet ons van die kerk weet, is dit hoe ons lewe? Wys ons gedrag iets van hierdie gemeenskap? Die tweede vraag was, wat moet gelowiges doen? Nou wil ek baie graag vandag beklemtoon dat dit wat die kerk moet doen baie meer eenvoudig is as wat ons dink. Ons hoef nie altyd groot beplannings te doen en ure in raadsale te sit om hieroor te besin nie. Paulus sê in Galasiërs 6 vers 8 tot 10 en op baie ander plekke staan dit in die Bybel, net in ander woorde dalk. Hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe oes. So die gees lei mense om op te tree. Nou vers 9 sê, laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Die mense in die kerk, laat ons mekaar ook versorg. So die vraag is, wat doen ons gemeente? Leef ons so? Watter verskil maak ons aan die mense in die wêreld rondom ons? Nou kom ons kyk bietjie terug oor ons 36 jaar. Net so kortliks. Hier is waarskynlik mense wat die volle 36 jaar deel van Verlysig is. Hulle sou vir ons kan vertel hoe die gemeente van die begin af die samelewing van Ferry Glen op 'n positiewe manier aangeraak het. Maar in die jongste tyd ook het ons dit steeds probeer doen. Ons baniere op ons mure getuig daarvan dat die gemeenterade nou en vroeër hard gewerk het om te identifiseer waar die nood is en wat gedoen moet word om dit aan te spreek. In die jongste jare die klem daarop geval het in al ons aksies wil ons graag missionaal lewe. Met ander woorde, ons wil deur alles wat ons doen vir mense wys dat God hulle lief het. My gedrag moet vir iemand anders wys, God het jou lief. Ek moet liefde lewe. Daar's 'n spreek wat ons het, lewe vir die stad. Ons as gemeente is hier om ander te dien, om Christus te beliggaam. En daarom doen ons byvoorbeeld die volgende, waarmee ons tans besig is, ons deel God se hart vir mense met ons Kersgeskenke. Ons bedien mense wat nie gereeld 'n gesonde bord kos eet nie. Ons bedien mense wat hulle geliefdes verloor. Ons help mense wat ongelukkig is in hulle huwelike. Dit is so 'n paar wat ek maar noem, dis algemene dinge wat die kerk doen. En miskien is daar nog meer spesiale dinge waarvan ons ook bewus is. Wat sou jy daar by daardie lysie wou voeg? Waarvan weet jy, wat doen ons gemeente alles? So, weer op hierdie tweede vraag samevattend, wat moet ons doen? Ons moet nooit moeg raak om goed te doen nie. Die kerk bly relevant wanneer ons goed doen aan ons naaste. Die derde vraag wat ons gesê is, wat is die gesindheid wat gelowiges moet hê? Nou ek lees in Matteus 9 vers 36, ook van die 2020 vertaling, van Jesus, toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry, omdat hulle verward en verstrooid was, so skape sonder 'n herder. Weereens, ons kan baie teoretiseer oor of ons mense moet help en hoe ons hulle moet help, maar as ons harte nie opreg en meelewend is nie, sal ons nie regtig by die hulp uitkom nie.
Jesus het mense innig jammer gekry, met 2 belangrike woorde. En dit het hom in beweging laat kom. Die skrif wil met daardie woorde vir ons laat besef, dat dit die rede was waarom hy opgetree het. Sy hart het hom gedryf. Hy kon nie anders as om iets te doen nie, want sy hart was ontsteld oor wat hy gesien het. So kan ons nie as lidmate met mekaar die volgende dis nou 'n versoek, kan ons nie met mekaar hierdie ooreenkoms maak nie. Naamlik, as die Here enige van ons se hart ontsteld maak oor iets wat mense raak. As jy voel, hier sien ek 'n plek waar Jesus sou optree, dat jy dan dit met die leierskap van die gemeente sal opneem en dat hulle jou moet help om 'n aksie by jou emosie te sit. Kan ons nie so iets ooreenkom nie. Ons werk saam, almal saam, om die gemeenskap te bedien. Ons moenie gevoelloos deur die lewe gaan nie. Ons moet in die skoene van ander mense begin staan. En ons moet as groep saam verantwoordelikheid aanvaar om goed te doen aan al Jesus se mense. As ek kan afsluit, 'n kerk wat aanhou goed doen aan mense wat liefde en goedheid nodig het, sal nooit irrelevant wees nie. 'n kerk wat altyd relevant is, om het op 'n ander manier te sê, is 'n kerk wat nooit oud word nie. Mag verlysig altyd 36 bly. En ons sal elke jaar op haar verjaarsdag braai en haar relevantie vier.